Your loving knows no end, and I will love for you I love. I will forgive as you forgive. Your love prevails. You fill my life with hope again. And now my soul sings. Your love knows no end. Your love knows no end. Your love knows no end. And now my soul sings. Yes. Your love knows no end. Your love knows no end. Your love knows no end. You reign forever. You reign forever. You are the light unto this world. And now my soul sings. Your love knows no end. Your love knows no end. Your love knows no end. Now my soul sings. Yeah. Now my soul sings. And now my soul sings. Yes. Your love knows no end. Come on. Your love knows no end. Yes. Your love knows no end. Now my soul sings. Yes. Your love knows no end. Your love knows no end. Open up your heart. Your love knows no end. Vader, ons vra dat U liefde in ons harte kom uitstort opnuut. Ons maak ons harte waarheid oop vir U, Here. U liefde verander alles. Ja. And now my soul sings. Your love knows no end. Your love knows no end. Your love knows no end. And now my soul sings. Your love knows no end. Your love knows no end. Your love knows no end. You reign forever. You reign forever. You are the light unto this world. Glory, glory, hallelujah. Yes. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. It is truth, it is marching on. Come on.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Kom ons sing nog weer een keer. Glory, glory, hallelujah. Kom net waar jy is, maak so jou oor, allemaal wat luister, hy moet die krause daar van New Zealand, sien jou, hallo, kom ons gaan, kom ons sê hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Die so sagte song, wil net hê hou julle bloed toe. Surika gaan net vir my net daar Jesus van Burgers. Net terwyl ons so stil net waar hy is, hoef nie saam te sing nie, beleef net die Heilige Gees. Wees 'n spesiale liedjie, spesiaal net aan jou. Net diep in jou gees. Ervaar hom net. Is 'n baie sterk. Jesus, Ja, is reg. Jesus, you are in my heart. You are in my heart. My heart.
Jesus kom spoor my. Ek hoor die stem in my gees. Heilige asem diep in my. Soos golwe wat breek teen die strand. Jesus kom spoor my. Jesus kom spoor my. Maak het jou gebed. Jesus kom spoor my. Jesus kom spoor my. Nog eenmaal Surika, ek hoor die stem. Ek hoor die stem in my gees. Heilige asem diep in my. Soos golwe wat breek teen die strand. Jesus kom spoor my. Jesus kom spoor my. Halleluja. Baie dankie. Kom ons sit die ligte aan. Kan ons net vir haar hande klap gee? Die kan wees die hele mis uit. Baie dankie, Surika. Dit was beautiful. Vader, ek dankie, ek stap net in die saal, ek stap onder leiding van die Heilige Gees, die so sterk, prophetic impartation and anointing. I just glorify your name. Do whatever you want to do, Holy Spirit. I will not stand in your way. Word verheerlik in Jesus naam. Almal sê amen. Amen. Goed. Vandag se tema is the need for speed. Sê gou, the need for speed. The need for speed. The need for speed. So wanneer ons praat oor speed of dat dinge vinnig in jou lewe gebeur. Wie het al gevoel Lord teach me patience but hurry up. Nee. Here maak gaan maak dit vinnig vir ons. So en daar's gedeelte opvolg op hierdie sal wees my opvolg op die en ek vertrou nog die Here om uit te brei daarvan but restore my wasted years. Baie keer in ons lewe voel ons maar nou dat ek wakker of nou dat ek begrip het of kennis het, Lord restore my wasted years. En so ek voel op hierdie sal ons so opvolg hê van how can you claim back to years that was stolen? I mean, how can you claim back to years that was stolen? So speed is baie belangrik wat in ons lewe is die unit is destiny en destiny se unit waardeur God in ons lewens werk is tyd, time. So en om dit te kan verstaan, moet ek verstaan dat tyd is belangrik, want tyd is irrevocable. Ons kan nie tyd, ons kan niks aan gister doen nie. Ons kan niks aan die begin van die jaar wat almal 'n nuwe jaar voorwense gehad het,
Gister gaan ek gym toe en dit lyk of almal vergeet het van hulle nuwejaarswense wat in die begin vriend. Wie het al, kom eerlik nou, wie het al op Desember besluit, die begin van die jaar gaan ek hierdie maak ek weer klaar en dan in die middel van Januarie het dit al vergeet. En dis nie net gym nie, dit is op alle terreine dan is dit by die Here uit. So, kom ons kyk wat sê die woord van Here in Johannes 9 vers 4. Ek wil net vir almal, ek sien Bornay is daar van Nieu-Seeland en ek sien Antoinette luister ook en Janice van Nederland, hallo julle, baie welkom. Ons hoop is vir julle ook 'n groot blessing. Kom ons kyk Johannes 9 vers 4. Johannes 9 vers 4 sê die woord, as long as there is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming. So this opposite winter is coming, but night is coming when no one can work. Dan in Ephesians 5, dankie my vrou lief, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Because the days are evil, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So belangrik in dit in time is, ons kan 3 dinge met tyd doen. Ons kan ons invest, we can invest in time. Time can be spent as like a currency, and time can be wasted. En die manier ons tyd mors, kyk wat gebeur op die volgende paar punte, wat delay in jou lewens veroorsaak, wat soos dit in die hemel uitgeroep is, so die woord van Here sê, even when Jesus taught us how to pray, and he said, our Father, as it is in heaven, so shall it be on earth. Maar ons baie goed wat ons tyd steel, en dis waar the spirit of delay inkom. Ons gaan nog praat oor, where do spirits get legal ground? Hoe kan hulle in jou lewens inwerk en goed is verklein? Want die Bybel sê, Efesiërs 6, die oorlog op aarde is nie teen vlees en bloed nie, wat hier die bose magte in die lig. So ons vraag is, baie keer kom ons en ons bid, en ons bid hierdie ding, en ons bid daai ding, en ons bid die, en ons bid regs. Partykeer staan die duiwel in die hoek en sê, en hy sê, is die acting. Maar ons gee hom anyway die skuld daarvoor. Maar daar is sekere goeders wat ons aktiveer op aarde. We do it. We give the right to it. So ons aktiveer sekere goed op aarde wat ons bind op aarde. Ons noem dit ongeregtighede. Baie groot woord. Die woord van die Here sê, your sins and your iniquities. So iniquities, sins is against God. Die Bybel praat van, as it is in heaven, so shall it be on earth. Wie sal by die berg van die Here opgaan? Hy wat skoon van hart, my verhouding met God, skoon van hande, my verhouding met my medemens. So as it is in heaven, is die geestesdimensie, so shall it be on earth, is it the physical realm. So hierdie goed wat ek nou noem, het effects on the physical realm. En dit het effect op die aarde. En hierdie goed wat ons nou gaan noem, veroorsaak dat sekere spirits of the lies in jou tyd kan steel. Hier is die volgende punte. Okay, een van dit is ignorance. Okay, disregard for protocol. Disregard for never treat the anointing commonly. En baie keer is dit in ons lewens dat wanneer die salwing van die Heilige Gees, selfs anointed people, of people that, because the word says, God appoints and God sets people above you. So, wanneer dit by protocol kom, in 'n werksgebied,
in spiritual senses, in spiritual realms. Never treat the anointing that is placed by God on people's lives commonly. Al is dit jou werkgewer, maak nie saak wie en wat hy is nie, but show respect to protocol. Wat ek daarmee bedoel is, ek het die voorreg om baie saam met Jaco te kan werk ook, en iets wat ek agtergekom het, is you have to respect the anointing that is placed by God on a person. Because whatever you disregard will be disregarded in your life. En wat jy nie aan die respect gee nie, whatever you respect, you can attract. Kom aan, iemand moet saam met my werk vandag hierso. Whatever you respect, you can attract. What you disrespect, you will push it away from your own life. So baie keer kom ouens en dan sê hulle vir my, "Jeug, maar niemand werk." Ek hier is eerlik, jy weet, regtig, alles wat ek deel hier het regtig gebeur, so, vat het so. Ek baie jare terug, hier is Jenna ernstig, maar ek het amper sy naam nou genoem hier. Baie jare terug was daar 'n pastoor wat saam met my gewerk het, en hy het die lewe vir ons moeilik gemaak op die kerkraad, en hy het op die kerkraad gedien, en hy het die lewe moeilik gemaak. Daar's partykeer wat ek gevoel het, kan ek nie net vir die Here sê, om net vir 'n oomblik weg te kyk, en dan vleg ek my eie sweep en by hom dan nie. En dan kan die Here net weer terugkom, maar net eers wegkyk vir 'n rukkie. Ek wil vir jou hande oplet, miskien bid vir genesing. En so gebeur dit, dat die ou maak dit nag, en hy kry 'n beroep weg, en hy gaan Natal toe, interessant, en hy is daar in 'n gemeente Natal, naderhand is dit sy 4de gemeente, en hy het net op elke kerkraadsgebied waar hy is, en hy bel my uit die bloute uit, en ek antwoord, en hy sê, "Karel, is jy op kantoor?" Ek sê, "Ja, ek is op kantoor." Hy sê, "Ek ry nou deur van Amazontage weer te sien." En ek sê, "Hoekom?" Hy sê, "Ek is al vir 8 jaar in verskillende gemeentes. Dis net al my gemeentes, ons niks protokol nie, ons niks respek nie. Dit is net disrespek, dit rugstekery en alles wat daar aangaan. Ek moet jou kom sien." En ek sê, "Hoekom moet jy my kom sien?" Hy sê, "Want ek vra vir Here, waar het hierdie ding ontstaan? Wat het gebeur?" Toe sê ek besef is omdat ek jou lewe hel gemaak het, so omdat ek jou lewe hel gemaak het ek dit gesaai, en nou is ek besig met te maai, kan ek kom, en ek wil net jou voete kom saaf, en ek wil jou nooi. En dan bless my net, vergewe my net, en release my. En hy van Amazontage, ek beloof ek eerbeloop, van Amazontage afkom, ek het hom gebless, het op te woord gestaan, en ek het hom release. En baie keer gebeur dit, wanneer ek het jare terug, het ek voorheen gehad om in Troos te werk, en ek het 'n vrou, het my die lewe nagemaak daarso. Sy het verskriklik die Here se naam eintlik heeldag gebruik. En dan sê sy, "Oh Jesus," dan sê ek, "Ja, he's still saved." En dan sê ek, "He knows you by name," of sulke tipe begin. En en ek vra vir die Here, "Stuur haar net weg, pos haar weg. Ek kan nie met hierdie vrou werk nie. Ek preek Sondag, sy Jesus heeldag." En dan is dit eers 'n gebedsvorm nie. En ek sê, "Lord, just send her away, asseblief. Pak af goed, laat sy gaan." En die Here sê, "You have to learn to serve her." Ek het haar aangestel bo jou. You have to serve her. En toe sê ek, "Waar staan dit in die Bybel?" Toe sê vat die Here my na. And Joseph served in the house of Pharaoh, and God was with him. En
to disregard protocol. Ons kan nie net almal wegbid nie, ons moet hulle begin serve, moet hulle begin dien. En protocols is nie altyd van, moet jy nou my dop noem, of moet jy my pastoor noem, of my Karel noem. Het gaan oor how you address me, en die manier hoe jy met my praat. Is ek nog steeds op die saamte van die Here? Yes. Is nie te sê, is Barry nie. Jaco is die CEO van die company, but I address him and I acknowledge him as the CEO of the company. En so protocols belangrik, gaan kyk in jou hart, hoe jy is daaroor, skinner ek van die persoon, of bless ek die persoon, of acknowledge dat die krag van die Here, miskien gebeur het in jou besigheid, dat dinge wild gaan, want jy breed die vloed van die saam, van die gees van die Here dan. So die volgende een op dit is stagnation, en delay in stagnation kan kom as gevolg van ungratefulness. Totdat jy leer om getrou te wees op dit wat die Here jou gee. As jy heeldag gaan moan en groan, gaan jy nie verder kom nie, want al wat die Here hoor is moan en groan. Dit was dieselfde met die volk. Die ene dag kan ons is moeg geëet dat brood toe gee die Here vir hulle kwartels. Kentucky Fried Chicken het aangevlieg gekom vir dae. Ja, jy sien net hulle het vrot geëet van Kentucky Fried Chicken vir dae, wat hulle het gemou. Die ouens sê dat die volk was so groot dat die kwartels wat aangevlieg gekom het 3 dae uit mekaar uitkom. Hulle weet nie waartoe hulle gaan nie, maar hulle gaan. En die woord van die Here sê, julle gaan so baie Kentucky eet, julle gaan opbring van Kentucky. Dis wat die woord sê. En ek besef dat die Here niks in my lewe nie kan doen, totdat ek nie op 'n plek kom, waar die opportunities offered a seed in your life. So waar jy nou is 'n saad, maar hierdie saad gaan op droë grond val, of tussen die klippe val, of hierdie saad gaan doodgaan, want jy doen niks nie. En baie keer gebeur dit, then I prophesy, dan staan die persoon hier so voor, en dan voel ek, Here, moet vir hierdie persoon profeteer, hierdie persoon het 'n nuwe woord nodig vir 'n nuwe dag. Dan sê die Here, gaan sê vir hom om te gaan doen, en grateful te wees, en gaan doen wat ek voorheen vir hom gesê het om te doen, maar kan niks nie bring, as hy nog nie gedoen het, wat ek voorheen vir hom gesê het om te doen. En daar's mense wat op prophetic words en beloftes van die Here al, vir 20, 30 jaar gebeur daar niks nie in die lewe nie, as gevolg van hierdie facet, van dat ek nie getrou is van waar ek nou is nie. As jy, yes, is dit reg om te honger vir meer? Amen. If you're not growing, you die. Maar leer om grateful te wees, dat jy op haar plek kan kom om te sê, Here, ek dank U vir dit wat ek nou het, ek dank U vir die werk, dank U vir my persone wat bo my aangestel het, seën my werk, seën my basis, seën die mense, seën dit, dat jy op 'n plek kan kom. Daar was 'n tyd in my lewe, waar toe ek net in die bediening ingegaan het. Ek moes my jaar prakties gedoen het in die bediening, en ek onthou my salaris was R7,000, en ek dink, Here, hoe gaan ek 'n huis betaal, 'n kar betaal, leef met daai salaris, en hoe gaan ek survive? En ek het my honde het beter geëet as hy. Ek het op Sondag het my getrain ken julle daai, jy koop hom en dan kry jy die stukkie, jy het die steak en jy het 'n worsie en so klein choppie by. Ken julle daai? Nee. Dit was my treat op 'n Sondag gewees. Wie het poetepap? Krummelpap saam met daai. Dit was my treat. Nou word ek een aand, nou bid lekker Here. Ek het
uit human resources uitgekom, ek het dit alles gelos, ek uit human resources, ek is nou voltyds in die bediening. Dan sê ek, Here, nou het ek daai werk gelos met daai salaris vir hierdie. Ek het daar toe ek ingaan en bedank, toe vra by die hoofvrou wat Jesus se naam so goed ken, toe vra sy vir my, we don't want to lose you. To say, I know that I'm gonna go full-time ministry now. Just to say, for how much? To say, what do you mean for how much? Just to say, tell me what I offer you and I will beat it. Say, man, you've even beaten it by 3-4 times. She said, what? She said, write down the salary that you want and then I'll beat it. She said, mate, that's what you don't understand. You already beaten that salary by 3 times. She said, what? She said, I'm going to work for so little. You giving me so much. She said, so why go? She said, because higher dimension. This is, I don't understand this. She said, me neither, but I have to go. So now sit it by die huis. Wie ken wat mens mou met die Here, maar jy wil nie heerlik wees nie. Here, dis nou nie dat ek wat ek wil mou nie. U ken my hart is mooi. Maar Here, u moet hier aan iets doen. So nou begin die Here met my te praat en sê, vertrou jy my met die hemel eendag as jy doodgaan. Want sê, ek vertrou jy met die hemel eendag as jy doodgaan. Gaan ek hemel toe, prys die Here, gaan hemel toe. Vertrou my met jou gesondheid. Absoluut, Here, ek vertrou met my gesondheid. Hierdie is 'n lekker gesprek om te hê. Vertrou my met jou vrou. Absoluut, Here, vertrou met my vrou. Vertrou jy my met jou hondjies dat ek na hulle kyk en hulle is gesond. Here, ek vertrou met my hondjies. Vertrou my die aand as jy slaap, daar nie ingebreek word en alle. Ja, Here, absoluut. Kar breek nie. Ja, Here, en alle. En die Here sê vrou, soek en vertrou jy my nie met jou tiende nie. Ek sê, want daar is niks oor nie. Na die water en die licht en die kar en die huis en al dat, daar is niks nie. Here, nou wil jy nog my Sondag chopping open. Ek leef vir die Sondag chopping. Ek leef vir die Sondag chopping. Die Sondag chopping, ek die bloedpap die Sondag chopping. En ek sê, Here, as ek dit op betaal, dan is dit niks. En die Here sê, het jy geloof, of het jy nie geloof? As jy dan geloof van al die goed is, hoe kan jy nie hierdie doen? En ek gaan en ek sê, ok, ek gaan saaf vir julle huis. Ek gaan saaf die kar, ek leef my hand op die petrol tank. Sê, vanaf sorg ek nie meer vir die petrol, maar hier sal die Here kan sorg. Ek saaf die julle huis. Daai maandag gaan bring ek my volle tiende, nie voor aftrekkings, na aftrek, volle tiende. I'm gonna live by gratefulness. Ek stap uit, gang uit, ek sien die water drup, daar, die geyser op fiets het gegaan. Ek sê, Here, daar is iets fout met die huis se geyser, maar ek gaan so lang gaan. Dit is nie meer my huis, die Here met nou so. Weet jy wat, self, julle ken daar elektrische dingetjie wat so dra op elektrische krag, ek dink daar het 'n magneet of 'n engel of iets dan, ek klap my boks, maar daai dingetjie, wil nie draai nie, hy blyk so, die water en ligter is binne, die petrol het uitgekom, ek het op 'n tyd die liggie gesien, en toe plak ek Prestige op het. Maar is nie meer my kar, was 'n Prestige, ek gaan nie, maar uitgeloop van. So ek moes vol in my gees, man het so tyd op petrol te kry. Hy liggie bly praat, hy lyk vir sal by die kar kom. So, die feit is op my situasie, op 'n tyd, toe sal ek verkeer die kar, en ek letterlik 2 maande daarna roep die kerk raak my in, na ek so lang daar was, en sê, hoor jy, dis tyd vir 'n verhooging. Why? Ek moes die ding leer van ungratefulness, en om op 'n plek te kom waar ek, soos Paulus kan sê, I'm content in everything. Ek is okay.
die Here nou ingryp of hy nie gaan ingryp nie. Alles wat ek het behoort aan die Here. Ek gaan nie in ungratefulness wees nie. Want dit bring stres op my, bring stres op my verhouding, dit bring stres op my geloof. En van toe af moet ek sê, die Here kyk na my. In die klein dinge, wat God is hoof nie. Ek moes daar wees. Kyk ek volgende punt. Volgende hier, distrust, dishonesty. Favor automatically disappears in order of dishonesty and distrust. Nou, hierdie is 'n baie belangrike ding, want hierdie kom saam met die volgende punt, wat hier bykom is skinder en kritiek. So, kritiek en skinder hardloop baie saam. En ek moes dit leer, ons was in 'n kerkraadsvergadering, baie goed gebeur 'n kerkraadsvergadering, julle wil nie daar sit. So, hier gebeur 'n kerkraadsvergadering dat die persoon bo my sekere besluite maak waarmee ons nie eintlik saamgestem het. En ek sien die kerkraad staan, is almal ry in die kerkraad sit en hulle is besig om te gesels en hulle mompel oor goeders en dit. En ek gaan staan en ek luister wat hulle sê. En op 'n tyd kom ek agter. An evil company corrupts, nee? Ek kom agter, maar ek leen nou my ore hier uit. And they are speaking against the anointed man of God. En ek hoor. Mense, ek is nou besig om te bely ook, so jy moet bietjie trane uitvat. Ek hoor hoe ek saamstem. En die volgende oggend toe by die kerk inry, toe sê die Here, jy weet, Heilige Gees praat met my en sê, you just cut yourself out from the anointing. Psalm 133 sê, the anointing flows from the top to the bottom. En ek het myself dan afgesluit van die anointing, want ek het teen die anointing gegaan. Ek stap daar by pastoor Henny, pastoor Henny, as jy nou luister. Ek stap al by pastoor Henny in en ek val neer, ek sê, pastoor Henny, gisterand het van die ouens teen jou gepraat en ek het saam teen jou gepraat, asseblief vergewe my. Dit is jou kerk, is jou roeping, is jou visie. If I can help somebody make their dream come true, God will use somebody to make my dream come true. Amen. So ek kom toe en ek sê, ek hoef nie saam te sien, but I will help you. It's your vision, you're a vision carrier. En daar is dit belangrik, dit is wat die Bybel sê, skinder is soos die vuur van die kole van die hel, wat jy die wêreld aan die brand steek. Dis nie twee oor het in een mond. Luister meer, bly bietjie stil. En moenie daarmee saam praat nie. En hierdie goed bring delay op jou eie lewe. Al stem jy nie saam nie. God is the judge. Leave them over to God. It's their dream. Just go and say, how can I help you? Hoe kan ons saam bou? Wat kan ek doen om saam met jou te bou? Ek hoef nie saam te sê nie. Jy gaan vir die Here daarvoor staan. It's your dream. You're a dream carrier. Ek moet net my talente, my gawes saam met jou bring. Okay, die volgende is wrong location. Baie keer maak ons langtermyn besluite oor 'n korttermyn setback. Partykeer maak ons emosionele besluite. Hoeveel keer nou die dag kry ek 'n ou wat gesê, ja, dinge gaan dalk by die werk. Ek sê, ja, dit sal wees, because you are like on a hill. Daar gaan duisternis om jou wees. Toe sê, ek gaan nou bedank. Ek sê, oor wat? Sê, jy, daar 'n nuwe ou daar sit by werk, ons kom glad nie oor die weg. Toe sê ek, dan gaan jy bedank. Het jy by die Here gehoor of jy kan bedank? En baie keer maak ek, miskien oormôre bedank, daai ouetjie, dan het jy bedank, en hy het ook bedank, en dan bedank iemand jou, omdat jy nou sit almal op die bank. So, en ons maak baie keer langtermyn, ons maak emosionele besluit wat 'n langtermyn effek op jou lewe kan wees, maar jy nie op die regte plek emosioneel of geestelik of
fisies is. So pas op daarvoor, hierdie kan ook delay, want nou moet die Here jou weer terugbring. Kom ek, ek bely vandag baie, maar ek sal weer bely. My hart was altyd, ek is al 24 jaar in die bediening, en my eerste beroep wat ek gekry, ek het my prakties gedoen, toe is ek beroep na gemeente toe, toe is daar 'n ander gemeente in Benoni, wat, ekskuus pastoor Kobus as jy nou luister, wat my toe beroep het, en ek bid eers daaroor nie, want best weet ons partykeer weet jy nie. En best weet ons nie. Because it sounds good and it looks good and it lyk reg, en die gemeente waar moes wees, het hierdie houtbanke. Julle gaan sit om te slaap in daai banke. Dit sit hard, dis daai harde banke, dis harde banke. En dis waar dit moes gaan, maar daai harde banke. En die pastoor is baie hoog in die lug, daar hoog. En dis toch gaan dit lyk of hulle trap uitklim. En dis waar moes gaan. Maar die gemeente wat my beroep is toe 'n moderne gemeente, wat die stoele is gemaak en alles lyk lekker en alles is reg. It looks right. En ek aanvaar, ek gaan bid hier daaroor. Hoekom moet jy bid daaroor as dit reg lyk? En ek gaan en ek sê vir die gemeente Benoni, Alka, en ek aanvaar die beroep, goeie salaris, alles wat ek is daar. Mense, ek preek, maar die Here is nie eers daar saam met my. Die Here is saam met my by die houtbanke, hy wag vir my daar. Nie een engel het saam met my daar aangestap nie. Ek is uit die wil van die Here uit, ek is uit die plek van die Here uit, ek is uit die timing vir die Here uit, daar is die salwing op my nie, daar is die power op my nie, ek bid vir mense, daar gebeur niks nie, hulle stel my oor 'n groep aan, niks wat ek aanpak werk nie, niks is gebless nie, niks is geseën nie, niks, my petrolliggie werk ook nou die eerste, niks werk nie, niks is gebless nie, kom nie uit met my geld nie, al het ek 'n hoër salaris, kom ek nie uit met my geld nie, alles is agteruit. Daar's die joy in die huis nie, die choppy broodie is lekker nie, niks werk nie. Ek gaan, die pastoor kom na my toe en hy sê, Karel, wat gaan aan ons? So baie van jou gehoor en jy was so gebless en die salwing van die Here is op jou en alles, maar ek is vol geïrriteerd met jou niks. Ek sê ek is geïrriteerd met myself. Ek sê die duiwel sit en lag. Hy sê, vertel my wat gaan aan. Ek sê, dis nou al 8 maande. Ek sê, pastoor, ek moes nooit hier naartoe kom. Hy sê, hoekom? Ek sê, ek het nie gebid hieroor nie. Ek het hier by die Here gehoor, is dit reg nie, is partykeer is iets in die wil van die Here, partykeer is die toelaatbare wil, en partykeer is dit blykbaar nie nou nie. En hierdie was nie nou nie. Ek staan in 'n wrong location. Ek is totaal op verkeerde plek. Ek het emosioneel besluit gemaak wat reg gelyk het, reg geklink, almal met wie ek praat, dit is 'n nice gemeente. Gaan daartoe, dit is reg. En ek gaan daartoe. Weet jy wat gebeur? Nou is ek daar, dit werk nie. Ek moet gaan bely, ek sê vir ek hierso en ek skryf my bedanking in. Nou gaan ek terug na die gemeente wat my wou gesoek het. Nou sê hulle, Karel, toe jy nou nie aanvaar het, ons iemand anders in jou posisie aangestel. Ek sê, maar dis wat ek moet weet. Dit sê, ons weet. Ons kon nie verstaan, hoekom het jy nie gekom nie. Jy moet nie weet. Ek sê, ons het iemand anders in jou posisie aangestel. Ek sê, hoe lang het hy gespaar? Hulle sê, dis hier nie. Hy is sy eerste jaar op Bybelskool. Op daai stadium het albei pioniersgraad gehad. En
was ek al in 2 gemeentes al gewees, ek sal gehoord en alle goed. Ek sê, maar moet jy wees? Hulle sê, okay. So nou moet ek 'n dag werk gaan kry, come on, en ek gaan surf daai ou, en impart het hom al die kennis wat ek gehad het, totdat hy uit daai posisie uit weggeskuif kan word, sodat ek daai posisie vat. 4 jaar gevat. Ek het myself in die lei gesit van 4 jaar. Kom aan mense, 4 jaar. 4 jaar wat ek om my berg moes loop het om terug te kom op die regte plek. Omdat ek nie my gees getoets het, gebid het, gewag het op die Here, 'n antwoord gekry het en nie op gevoel gegaan het. Die woord van die Here sê, and haar is the most wicked thing above all. Pas op daarvoor. Okay, kom ons kyk die volgende jaar. Criticism, ons het oor kritiek gepraat. Being over demanding. So, alles het boundaries. If you insist, kyk jy sê, if you insist on having what you were not given, what you have been given will begin to move away from you. Ken jou boundaries. Ken waar vir nou, wat kan. Vir wat nou is, wat is toegelaat, vir wat nou is, wat is nie toegelaat nie. En dis in relationships, dis in finansies, dis in werke, alle goed. Waar is die boundaries vir waar nou is? Monique gaan al hierdie goedes daarom share vir ons, so hierdie is belangrik. Okay, kom ons kyk die ander een. Watch out for ignorance, lack of knowledge, understanding, failure to pay. Jeremia 1 sê vir ons, hy sê, write the vision down. So vir waar ons nou is, jy moet wysheid kry, jy moet understanding kry, want jy moet weet wat om te doen met die wysheid. Dan moet jy 'n vision hê. En jy moet die vision neerskryf vir waar toe nou. Want anders gaan ek vir jou, wat het die Here vir jou gesê oor hierdie jaar? Janita, wat moet julle doen? Jakob, wat? Jy is nou besig met handbou en al die groot besig om te gebeur, maar ons moet vision hê, want anders gaan ek vir jou, waar toe gaan jy? En sê, ek weet nie, maar ons gaan nie. En waarmee moet die Here werk? Want nou het jy nie 'n plan nie. So wat bring jy in plek? En if you ever doubt, you're going to hear it every time. Wat herinner jy die Here? So hy sê, herinner my my belofte. Wat herinner jy om by watse plan moet hy uitpas? Waar moet jy inpas? Hoe pas jy uit? Die woord sê hy rig die voetstappe van die regverdige. En baie keer is 'n spirit of delay daarso, want nie eers jy weet waartoe jy gaan. Okay, kom ons gaan aan. Partykeer is dit demonic influence, so ons gaan die woord van die Here is die oor op aarde is teen vlees en bloed, want hierdie bose magte in die lig en in die gees. So partykeer gaan dit wees dat ons geestelike oorlogvoering moet doen. Ons sien dit in Daniël, waar hy die Here vertrou het vir 'n deurbraak en toe kom die engel en sê, ek het hier die prins van Persië beklei. So ons gaan 'n gebed doen om hierdie goeders te breek. Ek stem absoluut saam. Partykeer is dit nie ons nie, maar partykeer is daar 'n fight vir 'n seisoen, vir wat die duiwel probeer keer, want hy weet wat die Here in jou geplant het, want hy was daar in die hemel, ons almal was geeste in die hemel, ons het uit die hemel uit aarde toe gekom, en dis ook my woord sê, the treasure in earthly vessels, so hy weet wat oor jou lewe gespreek het. Die enigste ding, Satan kan nie teruggaan, Satan kan nie teruggaan hemel toe nie. Al hoe hy God kan keer, is dat dit wat God oor jou lewe uitgespreek het, dat hy kan keer dat dit nie in vervulling kan kom nie. So, he wants to nullify God's dream in your life. Okay, kom ons kyk die volgende een, offense. Nou, offended people, even if they are doing what God is calling them to do, will eventually lose their place of influence. Why? Because of offense.
Mense, dis 'n ding wat ons almal een of ander tyd sukkel, ons kry seer. Ek moes gister met 'n ding in die fence gedeel het. Dit het my tot gisteraand 12 uur besig gehou. Waar ek sê, Here, aan soek hoe fence. En partykeer maak mense ons seer. Dit is, die fights is 'n vis, en maak ons seer. But you have to hand him over to God. Op 'n tyd is daar 'n ou wat Dawid vervloek het en gevloek het en sleg gesê het en dit en Dawid se armorbearer sê, should I kill him now? Dis die tipe vriend wat jy nodig het. Should I kill him now? Dawid se woorde, ek hoor nie glo nie. Dawid se woorde sê, no, don't kill him. And God lets him speak to me now that way. Dis my seisoen dat hy my uithaal. So, dis okay. Toe sê hy vir daai ou, daar is het groot geword. Toe sê, Shibeon. David sê toe vir hom, I will not kill you in my lifetime. Op David se doodsbed, toe sê hy vir daai pel van hom, toe sê, remember that guy? You can sort him out now. So, self Paulus het gesê, ek gee hulle oor in die hand van die Here. En die beste, vinnigste manier om met die fens te deel, moet dit nie persoonlik vat nie, sê, Here, hierdie persoon het my seer gemaak, ek is die oogappel, ek vat hulle en ek los hulle in die hande. Moenie dat dit wat hulle doen, nou naby my hart kom nie, want bitterheid kom uit die hart uit, en dit gaan frustrasie, bitterheid en seer, and you gonna minister bitterness towards other people, want die woord sê lewende water kom uit ons binneste uit. So, daai offense gaan ek minister mee. Dit gaan uitkom uit jou woord, uit jou mond uit. Okay, kom ons gaan, wat ons moet bid. So, Genesis 28, lees ons. Genesis 28, kom, ons gaan nou vinnig gaan, want ons moet by speed uitkom. So kyk gaan, om by speed uit te kom. Genesis 28, kom Jakob, hy gaan lê op 'n klip, en die engele beweeg op en af, van die hemel op die aarde. Hy word die oggend wakker, Jakob sê, I did not know that God was in this place. Nou kan jy imagine wat se mysteries, die engele, die boodskap, die woord sê, besef nie dat die engele dienende gees is nie. Imagine what mysteries was in store for him, if he would have recognized his opportunity. Hy gaan trou toe met Lea, werk 7 jaar met Lea te trou, dis hoekom ons die sluier nou lig. Want die woord van die Here sê, die oggend toe kom hy agter, hy het met die verkeerde vrou getrou. Ek weet nie wat hulle die aand vir mekaar gesê het, sy nie, toepstok. Dis die sluier se doel is just checking, Lea, Rachel. Hy werk 7 jaar, hy trou met Lea, die volgende oggend, of hulle het sy champagne gespike, want die volgende oggend, kom hy agter sy verkeerde vrou. Toe sê Laban vir hom, skies man, sorry, nou moet hy weer extra werk vir Rachel. Dis jare wat van hom afgesteel is. Jare, pyn, suffering, alles. Genesis 32 ontmoet die Here hom weer. Nou iets wat ek agterkom, is dat wat ek oor vandag wil praat is, partykeer het ons opportunities in ons lewens gekry, maar goeders het gebeur, soos ek getuig het, jy jare weggegooi en jy tyd weggegooi. As hy in Genesis 28 al by die Here gehoor het, hoef hy nie deur 'n Lea en 'n Rachel tydperk en 7 jaar by Laban pyn, teleurstelling, al daai goed
gaan dit om haar uit te kom. Job 42 sê die woord van die Here, and God took away the suffering. Daar's 'n ander vertaling waar daar staan, hy sê, and God took away the captivity and turned over the captivity of Job. En alles wat Job verloor het, het hy dubbel bygekry. So dis my gebed vandag in jou lewe, dat dinge in jou lewe vinnig kom, en dat dit wat gesteel is, teruggevoeg word in jou lewe. So, vir speed acceleration, sê die woord van die Here in Matteus 25, lees ons van die 10 maagde. Nou hoor gaan die 10 maagde. Die 10 maagde, the 10 virgins, was allemaal uitgenooi, hulle was maagde, so they were righteous. So this is not about righteousness or unrighteousness. All of them were virgins. Ek bedoel, toe ek Monique getrouwd het, ons nie 'n open party gegooi nie. Het jy 'n open party gegooi vir Jaco toe jy getrouwd, jy open party gehad? Nee, jy het sekere, jy het welkom, jy stuur 'n uitnodiging na die mense toe en sê, hiermee nooi ons julle uit, onthou 'n geskenkie, en dingetjie, nou ons troue toe, ons sê julle graag daar wil weet. So they were known by the king. Hulle was uitgenooi, hulle was geken. They were white, so they were righteous. They carried oil, so they were filled with the Holy Spirit. Hulle het olie gehad. Maar die woord sê, but the bridegroom delayed. So there was the spirit of delay. En hulle het uit olie uitgehardloop. So the problem wasn't because of unrighteousness, it was because of the spirit of delay, and they did not have the wisdom to carry oil. Wat interessant is, en hier is 'n mystery, so those with wisdom told them, go and buy your oil. En hulle het gegaan en die olie gekry. Nou, ek gaan nog daaroor praat. Die custodians, waar het hulle geweet, wie is die mense, wat die secrets het vir die oil? Die oil en die goud. So, die custodians, maar ons sal nog daarby uitkom. So, ek glo, self Moses was anointed, he was set apart, maar die woord van die Here sê, met Moses, dat Jethro vir Moses gesê, kry administrateurs, dat jy jou werk beter kan kom. Dan, so ek dink, wisdom gee ons efficiency en knowledge, hoe om the spirit of delay te kan hanteer. Dat sien ons favor. So wanneer jy vir speed bid eerste vir wisdom and knowledge and understanding, dan bid jy vir favor. Kyk, Exodus 12 vers 36. In Exodus 12 vers 36 sê die woord van die Here, moet jy hom op daar skryf. In Exodus 12 vers 36 sê dat, and they found favor in the eyes of God and with man. Kyk dan Ester 2 vers 8 en 9. Dit is baie belangrik, Ester 2 vers 8 en 9. Weet hulle gaan hulle Bybel hierso. Kyk gou Ester 2 vers 8 en 9. Interessant, op Ester 2 en 8 en 9 staan ons spesifiek, en Ester was gebring, en sy was voor die mense gebring, en almal, nou daai koning het mense oor die hele land gestuur, om die mooiste, meest amazingste, beautifulste vrouens te kry. Maar kyk wat staan in vers 9. In vers 9 staan al, Ester 2 vers 8 en 9. Vers 9 staan daar. En toe die bevel van sy koning sy wet bekend gemaak, sy baie, sê baie meisies in die vesting, Susan, Susan, onder toesig van Hegel bijeengebring, het hulle Ester ook saamgeneem na die paleis van die koning, onder toesig van Hegel, die bewaker van die vrou. En toe die meisje omgeval en guns by hom gevind het hy goud gemaak.
die Engels staan daar, in die Engels staan daar, and he speedily gave her the title. So, favor, wanneer ons bid vir guns by God, daar staan, and Mary found favor with God and favor with man. Favor with God and favor with man bring things speedily. Daar staan, en hy het gou, and things came speedily. So when you are praying for favor, dit help nie ek speedily, so dit help nie, hoor nou eens, speedily, kom ons verduidelik van speedily. Kom ons sê dit gebeur dat ek môre moet hospitaal toe gaan en ek het R50.000 vandag nodig. Maar jy betaal net eers Woensdag, dan het ek gemis. Ek bedoel, dan is ek miskien oorlede. Die geld het gekom. But speedily is on the right time at the right moment kom dit by jou uit. So ons kan dit bid. En die volgende punt, so firstly is wisdom, secondly favor and speedily, and then pray speed provoking prayers. In 1 Konings 18 lees ons dat Elisa gaan bid het vir reën. Elisa gaan bid vir reën. En hy stuur sy slavin Gehasie om te gaan kyk vir reën. Gehasie kom terug en sê daar's niks reën nie. En die woord sê, and he keep on praying. En hy stuur Gehasie. Gehasie sê reën nie. 3 times hy sê nie. Gehasie kom terug en sê daar's reën so groot soos 'n hand van die man se face. En hy sê, pak die wal. Sê, pak die wal. En hy pak die wal. En hulle hardloop. En die woord sê, hoor nou, en Elisa hardloop verby die strijdwaans van Agag. Daai perd lei nou nog aan 'n swak selfbeeld. Dat daai ou man by hom verby is. Nou ek het gaan uitwerk hoe vinnig Usain Bolt is, nee? Ek bedoel, ons weet, Usain Bolt is vinnig, as sprinter. Nou hulle sê die strijdwaans perde se gemiddelde spoed is 6,5 keer vinniger as Usain Bolt. So kan jy dink 'n ou van 80 hardloop by 'n stryd, dat daai perd lyk of hy Parkinson en na die ander perd kyk is en hy hardloop verby. That's speed. That's need for speed. So what manifested in the physical already happened in a spiritual realm as well. So jy kan die atmosfeer bombardeer with speed activating provoking prayers. Het hy misgebid? Nee, so wat het hy gebid? Hy het die atmosfeer geslaap with the need for speed, the need for speed. So what happened is dat het gereën en hy het, what happened in the spirit physically manifested in his Jesus stuur die disciples oorkant die pad. Hy sê, gaan oorkant die rivier. Hulle is besig om oorkant te gaan. Hy loop, hulle 6 ure voor hom uit. 6 ure. Hy loop tot by die boot. Hulle 6 ure voor hom. Hy loop tot by die boot, en dis waar Petrus op die water geloop. So nou deel die Here met my dat even with Jesus' prayer, it was the speed of spiritual prophetic prayer wat hy op water, waar hulle 6 ure vooruit was, he caught up with it. So, ek glo dat die woord sê,
be anxious for nothing, but in everything by prayer. So in gebed, die vyand, weet jy kan sing in die kerk, jy kan hande klap, hande oplig, ons kan die vlaas maak, alles. Jy net nie bid en spiritual prophetic prayers begin bid nie, want dis waar die strategies kom, en dis waar die antwoord kom. Die woord sê, be anxious for nothing, but by prayer. Daar's die geheim. Die antwoord is in prayer, because prayer helps you engage wisdom. Jabes is so ver agter. Ek het vir my net gesê, hierdie week gaan ons Jabes se gebed uitprint. Ons gaan dit op die yskas sit en Jabes se naam beteken hond, dier, swakkeling. Sy eie maat hom afgebreek. En hy kom en hy sê, Lord, please revive me, enlarge my tent, en vergroot my grondgebied, vergroot my naam, weerhou onheil van my af. So gaan kyk, gaan tik in Jabes se gebed. Jabes was so ver agter as gevolg van sy ma, sy broers, niemand het hom gekyk nie. Hy het so baie keer gebeur het as gevolg van ons ma's of pa's of slegte agtergrond of wat dit ook al is, of jy het nie goed geërf of wat dit ook al nie, dat jy soveel catch-up het om te doen. Jabes moes catch-up van sy naam was hond. So hy was die laagste onder die laagste. Selfs David, toe die profeet gekom het om 'n koning te salf, het al die broers hulle kardusie en peerkardiensoets gestaan en hy was by die skape. En toe die profeet sê, hoorie, daar moet 'n ander boetie wees. Toe sê ag, jy moenie worry nie, daar's nie David by het niks gemis nie. Hy moet self catch up. En ek wil vandag vir julle sê, miskien in relationship, verkeerde baan, verkeerde vrou, verkeerde verhouding, verkeerde werksbesluit en verkeerde goeders, het jy self catch up om te doen in jou lewe. But God will activate the spirit om in jou lewe te kom. Ons sien met Jakob se lewe sien ons net in Genesis 27 vers 20. Gaan kyk by die huis, Genesis 27 vers 20. Sê toe Jakob Esau ontmoet, en ek en jy het lank oor Jakob en Esau. Kyk aan, Isaac asked his son, how did you find it so quickly? Say suddenly. The Lord God gave to me this success. Die Here sal goed wat weg is, ver weg is. There are things that you are looking for, but somebody else has it. Ek sluit af hiermee, dan gaan ons bid. Nee, die woord van die Here sê, Jesus kom en hy sê vir sy disippels, go from here, en waar die twee paaie eindig, sal jy 'n ou kry, en daar is 'n kalf, 'n donkie, waar niemand gery het nie. Niemand het ooit op hom gery nie, nie eens die eienaar, wat die donkie gekoop het op hom gery nie. Kyk, wat hoe kwaad sy vrou vir hom is gewees het. Dis soos 'n kar wat jy koop en jy los die kar daar sit. Dan wie gaan met die kar, ek weet jy, ek het hom net gekoop. Maar ons was die kar, ons diens die kar, ons gooi petrol in die kar, ons doen alles met die kar. Wie gaan ooit met hom ry? Ek weet nie, maar ek moes hom koop. Soos hierdie ou met die dokkie, hy het die dokkie gehaal, hy het hom gevoer, hy het hom geroskam, hy het hom ingespuit, hy het alles. But there is certain things in your life that other people have, but they are just looking after it for you. Amen. Dankie Dries. Ek het gedink al gemeer aan mens wees op daai. Daar is sekere kontrakte wat hou op ouens se tafels is. Wat hulle die kontrak, maar is eintlik vir jou bedoel. Daar is sekere werksposisies wat iemand het, maar hy wil dit nie eintlik hê nie, maar hy bly daar, want hy weet jy moet dit kom kry. Daar is breakthroughs en genesings en goeders wat daar aan die kant is, en hy just custodians. Hulle kyk daarna, maar dis nie hulle sin nie.
Daai ou wat daai donkie gekoop het, het geweet dis nie syne nie. Want toe die disippels daar kom en sê, give the call to me, toe gee hy dit vir hulle en sê, hierso, ek het geweet ek moet hom koop, ek moet hom oppas, but I know it is for a time like this. En ek glo nou wat ons hierdie gebed nou gaan doen, en ons gaan opstaan, ons gaan dit hardloop, gaan ons dit doen, is dat ek glo dat daar sekere goed nou release gaan word, because of the custodians that were keeping it for you for a time like this. En as daar goed is wat jy moet bely en goed breek, en dan gaan ek julle bedien, en ons gaan saam met vir julle bid, is julle reg daarvoor. Almal by die huis ook, bid saam met ons, kom, ons gaan sommer nou opstaan. Ons gaan hierdie gebed op die bord gooi, kom staan op waar julle is, ek julle wou het bietjie weer gesit nou al. Hierdie gebed, as jy kinders het, ek wil jou aanraai ook, ons gaan hierdie gebed post het so. Hierdie gebed gaan ons alle legal grounds gaan ons breek. Ons gaan alle altars is goed wat van die grond af teen jou praat. Toe Kain vir Esau doodgeslaan het, toe sê God vir Kain, toe sê hy vir hom, waar is jou broer? Toe sê hy, my brother's keeper, toe sê hy, jou broer se bloed roep op van die aarde. En baie keer is al seker goeders, onthou die woord sê, julle sondes en ongeregtighede. En ongeregtighede gee partykeer 'n altaar wat teen jou praat op die aarde. En so wanneer julle altars lees, asseblief, hierdie is nou nie 'n sacrificial ding wat also is, hierdie altars is goed wat teen jou praat, as gevolg van goed van die verlede, of wat het ook al is. So, moet nou nie skrik as jy die woord daar leer, en lees en dink, wat doen hierdie kerk nie? Dit is net goed wat jy spreek. So ons gaan hierdie hardop saam bid. Ek wil hê, neem dit ernstig op, daarna gaan ons vir julle bedien, en profeties bedien, die Here regtig te vertrou, maar ek glo hierdie kan in jou besigheid, hierdie kan in jou persoonlike lewe, in jou liefdelik, in jou werk, in vir jou kinders, kleinkinders, alles, kan in jou hele lewe, hierdie kan the spirit of the lie breek in jou persoonlike lewe. Ok, ek gaan julle almal net hardop saam sing, ek gaan dit van jou lees. Father, in every area of my life, where I'm the one killing my destiny, let my eyes be opened, give me the grace and wisdom to make amends. Every destiny killer, spirit of death, and delay, that formed a root around my life. Let the fire of the Holy Spirit burn down that root. Set the demons on a journey of no return. Father, the helpers of my destiny, that you have ordained to help me, and even opportunities that I may have missed. I pray for grace, mercy, and favor, that these will once again locate me. Every demonic garment that covered my parents and my generation up to the third generation, that caused the hindrance in my destiny, I pray that this will be removed and catch fire. Lord, anoint my hands, my eyes, my legs, and my feet to locate my divine destiny. Any man, woman, power, or spirit standing between me and my destiny, be uprooted out of my life and out of my way. Lord, let every spirit of excellence
come upon me. I pray that the original destiny that I was born with, that have been hijacked, be restored to my life. Every altar that speak against my life be broken. I command that the fire of the Holy Spirit come upon every altar of failure and delay. I command that the yokes be broken over every altar and covenant that speaks against my destiny and my breakthrough. Every mark of failure and disfavor on my life be removed in the name of Jesus. I tear down the altars of programming that activate delay, stagnation, barrenness, failure, negative influence, financial ruin, blocked opportunities, and relationships. Every legal access that I may have granted to these altars, knowingly or unknowingly, I now command to be broken and catch fire in the name of Jesus. In the name of Jesus, every delayed blessing or prophecy, I now call back into my life. Lifting, speed, acceleration, and restoration. Broken relationships, lost battles, opportunities, and finances. I speak to the north, the east, the south, and the west, and command favor, breakthrough, speed, acceleration, and wisdom to be restored in my life right now. En almal sê Amen. Amen. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n groot handeklap daarvoor. Ons gaan hierdie op die Facebook gaan ons dit daar's 'n post. Ons gaan nou die Here dien met ons tiendes, offerandes, offergawes. Almal op Facebook ook, baie dankie. Almal wat inluister, dankie ook vir julle wat so gereeld saai. Dat ons hierdie ministry aan die gang kan hou en ook ander mense se lewens kan raak bedien. Die bankbesonderhede is daar bo. Sê vir julle baie dankie, seën en vrede vir julle, blessings. Volgende week doen ons restore the wasted years of my life. Bless julle, seën julle, vrede. Ons gaan nog verder bedien hierso. Baie dankie.